Goeiemôre. Vanoggend praat ons oor die belofte wat die Here gemaak het, naamlik dat hy vir ons sal rus gee. Hy doen dit in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, sê hy. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Dis baie interessant dat die Here hierdie situasie van menswees gebruik om vir ons te vertel dat hy omgee. Uitgeput, oorlaai, ek dink dit is 'n algemene verskynsel. Meeste mense is dikwels van tyd tot tyd in so 'n situasie. Uitgeput as gevolg van werkslading, as gevolg van druk, spanning, en allerlei dinge wat van 'n mens eis en eintlik die krag uit jou stelsel neem. Jy's nog oorlaai, jy het baie verantwoordelikhede om na te kom. Daar's baie dinge wat gedoen moet word en jy kom nie by alles uit nie en jy het nie altyd die krag om dit te doen nie. Dit voel vir jou asof alles net eenvoudig te veel word. En ek dink dit is in daardie konteks wat die Here na ons toe kom en sê, ek sal vir jou rus gee. Dit beteken nie dat die goed wat jy moet doen sal verdwyn nie. As jy jou belastingvorm moet voltooi, sal jy dit nog steeds moet doen. As jy 'n taak het by die werk wat jy moet afhandel, sal jy dit nog moet doen. Maar dit gaan nie beteken dat jy dit met spanning en 'n gespartel sal hoef te doen nie. Wat die Here beloof is dat daar vir ons rus sal wees. In teenstelling met die spanning is daar rus beskikbaar. En ek glo hierdie term rus beteken dat hy vir ons deur die krag van die Heilige Gees sal ondersteun, dat ons nie noodwendig op ons eie krag hoef staat te maak nie, maar dat ons in groot rustigheid en met die vaste wete dat hy dit doen vir ons rus gee. 'n manier vir ons sal bewerk wat die spanning van die dag nie so oorweldigend sal wees nie, dat ons nie onder druk sal vou nie, maar dat ons juis met groot kalmte en gemoedsrus die dag sal aanpak en sal doen wat ons verwag word. En so sal ons ook eer gee aan hom wat ons hemelse Vader is, aan hom wat ons broer is en aan hom wat die Gees van God is wat in ons werk. Mag jy 'n dag geniet in die rus wat die Here vir jou gee.